Hallo almal, welkom by Mathematics se video. Vandag gaan ons bietjie gesels oor koers. Wat is koers? Koers is die vergelyking van twee hoeveelhede van verskillende soorte mates. Jou broer tik 650 woorde in 5 minute. Hoeveel tik hy per minuut? Ok, getal 1 kom bo. En dis gewoonlik die soort, soos die soort iets. Jy gaan nou sien. En getal 2 kom onder. Gewoonlik vir hoeveel per dag, of per uur, of per kilometer. Daar sal staan per minuut. Dis 'n eenheid. Soos getal 2 kom onder, wat gewoonlik hoeveel per dag, per uur. Daar staan per minuut. So, dit is getal 2, hy kom onder. En dit pas in met 5 minute. So getal 1 is 650 woorde. Daar so skryf jy 650 woorde op 5 minute, deel dit met mekaar, dan sê jy is gelyk aan 130 woorde per minuut. Dit is belangrik om te skryf per minuut, want hulle vra, hoeveel tik hy per minuut? Jy ry 1200 km vir 4 ure. Hoe lank ry jy per minuut? Dan sê jy per minuut is dan 4 ure. Dis getal 2 wat onderkom. En dan getal 1 is 1200 km wat bokom. Maar hulle sê per minuut. Maar 4 ure word vir jou gegee. 4 ure. So, jy gaan daardie 4 ure omskakel na minute toe. So jy sê, minute, ure na minute is 4 ure maal 60 is gelyk aan 240 minute. En jy moet dit wys, as jy die som doen, ofwel beantwoord. Jy moet dit wys. Dit tel punte. Nou het jy 240 minute, en dis getal 2 wat onderkom. Kan nou so sien, 220 km op 240 minute, jy deel dit saam mekaar, dan kry jy 5 km per minuut. Nou kom ons by spoed, afstand en tyd. En spoed, afstand en tyd word met die ding gedoen. Hierdie driehoekie. So A staan vir afstand. Altyd in kilometer. OK? Dit moet altyd in kilometer gegee word, soos die finale antwoord. Die S staan vir spoed. En dit moet altyd in kilometer per uur wees. Altyd. Kilometer per uur. En T staan vir tyd. En dit moet altyd in ure wees. As jy ietsie sien van 'n vraagie met spoed, afstand en tyd, teken hierdie driehoek. Dit gaan jou help. En hoe werk hierdie driehoek, né? So. Eerstens. Die S en die T word altyd gemaal. As jy daardie lyntjie hierso. Hierdie lyntjie hierso. Dit word altyd gemaal. En dan daai word gedeel. So sien jy daarso is daar is hy. Word altyd gedeel. Soos jy gaan nou sien hoe eintlik hierdie ding werk. Dit is, weet net dat ST word gemaal en AS of AT word gedeel. Dit vat jou pa 6 ure om 936 km van die huis af tot by die see te ry. Hoe vinnig ry jou pa? So nou teken jy jou driehoekie, en dan, omdat hulle sê hoe vinnig, dit verteenwoordig spoed. Sien jy, die S staan vir spoed, so dan krap jy hom dood. Nou wat oor is AT. En wat kan jy onthou? AT beteken deel. So dan skryf jy 'n formule uit. Spoed is gelyk aan afstand op tyd. Jy moet dit neerskryf. Jy moet. Dan skryf jy 936 km op 6 ure, dan kry jy jou antwoord as 156 km per uur. As William 70 km per uur vir 3 ure lank ry, hoe ver sal hy ry? So nou teken jy jou driehoekie en dan sê hoe ver. Ver is nou
afstand vir A. So dan krap jy die A dood, dan is dit S en die TO wat maal is. So nou skryf jy, afstand is gelyk aan spoed maal tyd. Dan sê jy 70 km per uur maal 3 ure, dan kry jy jou antwoord as 210 km. Nou kom ons by die gekombineerde vraag. Julle kan nou hierso pause en dan kan julle verlang julle antwoorde neerskryf. Vraag 1. Pieter sny 66 huise se gras binne 3 dae. Hoeveel huise sny hy per dag? Hy sê per dag, dis jou tweede getal, wat 3 dae saam met dit is, dan 66 huise is dan jou eerste getal. Dan sê jy, 66 huise op 3 dae is gelyk aan 22 huise per dag. Vraag 2. Jy ry 60 km teen 6 km per uur. Hoe lank ry jy? So, nou teken jy jou driehoekie, krap die T dood, dan sit A op S. So dan skryf jy, tyd is gelyk aan afstand op spoed, 60 km op 6 km per uur, dan is jou antwoord 10 ure. Vraag 3. Jy tik 554 woorde binne 120 minute. Hoeveel tik jy per uur? Per uur is getal 2 wat saam met 120 minute loop. En dan 154 woorde is getal 1. En hulle vra vir per uur, so nou skakel jy minute na ure toe. 120 minute gedeel deur 60 is gelyk aan 2 ure. Dan sit jy getal 1 bo wat 154 woorde is, op getal 2 wat nou 2 ure is, dan is jou antwoord 277 woorde per uur.